Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ons is nou by die 5ste geloofsartikel om te glo in die laaste dag. Om te glo in die opstanding, die oordeel en die ontmoeting met God. Dit is die wete dat hierdie wêreld nie die einde is nie, maar 'n deurgang. Nie 'n tuiste nie, maar 'n toets. Die mens is nie geskape sonder 'n doel nie. En sy dade verdwyn nie soos 'n rook in die wind nie. Alles wat hy doen in die openbaar en in die geheim, groot of klein, word bewaar. En op die laaste dag, die oordeelsdag, sal die liggame weer opgewek word en die siele sal voor hulle Skepper staan. Nie om onreg aan gedoen te word nie, maar om die volle waarheid te aanskou. Elke siel sal tot verantwoording geroep word vir sy dade. Vir die een wat goed gedoen het, bring hierdie dag hoop en vertroosting, want geen goeie daad, hoe klein ook al, gaan verlore nie. 'n Opregte woord, 'n daad van barmhartigheid, of selfs 'n oomblik van selfbeheersing, alles sal sy beloning vind. En elke slegte daad sal straf en verantwoordelikheid dra. Maar steeds vir die gelowige wat gefaal het, is daar nie wanhoop nie, want God se barmhartigheid is groter as die sondes van sy dienaars. Die oordeel van God is nie soos die oordeel van mense nie. Mense is haastig, onvolledig en dikwels onregverdig. Maar God se geregtigheid is volmaak, sy kennis omvattend. Hy ken die bedoeling van die harte, die laste wat die mense dra en die omstandighede waarin die mense lewe. Niemand sal onreg aangedoen word nie, selfs nie met die gewig van 'n stofsteeltjie nie. Islam leer die mens om verantwoordelik te lewe. Dit leer die mens om nie trots te wees wanneer hy mag en krag het nie, en om nie in wanhoop te lewe wanneer hy swak is nie. Dit herinner hom dat sy lewe betekenis het, en dat elke dag 'n geleentheid is om nader aan God te kom deur regverdigheid, sagmoedigheid en waarheid. So leef die gelowige tussen vrees en hoop. Vrees vir verantwoording en hoop op genade. En hierin lê rus vir die hart en reguitheid vir die lewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.